Goeiemôre vriende. Eintlik moet ek sê goeiemôre familie. Ek moet in daardie gewoonte kom. Ons is een groot familie. En dit is vir my 'n voorreg om vir julle te verwelkom hier in ons erediens vanoggend. My gebed is werklik waar dat die Here op 'n besondere wyse met elkeen van ons sal ontmoet en dat ons die stem van die Here inderdaad sal hoor. Die Switserse teoloog Karl Barth word beskou as een van die briljantste teoloë in die geskiedenis van die kerk. Hy word genoem saam met name soos Aurelius Augustinus, die 4de eeuse kerkvader, en Johannes Calvin, die 16de eeuse hervormer. Sy dogmatiek alleen beslaan etlike volumes. En dit is boonbehalwe die ander werke wat uit sy pennevrug voortgekom het. Sy werke word vandag nog steeds studeer en daar word doktorale proefskrifte geskryf oor die invloed wat hy gehad het in die teologie en in die teologiese studies en in die kerk. Nadat hy afgetree het hy Amerika besoek en daar het hy lesings aangebied by verskeie universiteite. En ek dink dit was by Princeton, as ek nou nie verkeerd is nie, wat aan die einde van so 'n lesing 'n student vir hom vra met tipiese Amerikaanse voorbarigheid en vra hierdie student vir hom: "Professor Barth, what is the greatest thought that has ever gone through your mind?" Vriende, vir hierdie man wat soveel insig in die skrif gehad het en wat soveel groot waarhede kon neerpen op 'n wyse wat sin maak en wat ons help om ons geloof beter te verstaan en beter uit te leef, om vir hom nou hierdie vraag te vra. Maar Karl Barth het so 'n oombliekie gehuiwer asof hy diep nadink en toe antwoord hy met 'n helder stem en hy sê: "Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so." Vir hierdie groot teoloog was hierdie die grootste gedagte, die wonderlikste gedagte, dat God het my lief, die Here het my lief. En vriende, ek voel ook soos Barth. Wanneer ek dink aan God se liefde vir my, 'n sondaar, 'n ellendige mens, dan is ek verstom. En dit is in die naam van hierdie God wat liefhet, wat ek vanmôre met groot vrymoedigheid julle groet. Gemeente, genade vir julle en vrede van hierdie God en Jesus Christus sy Seun deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, vriende, dan sing ons 'n lied saam tot eer van die Here, lied 164. Ons is almal hier te saam vergader in sy naam, verheerlik hom en ons aanbid hierdie God van liefde wat ons liefhet vanmôre, vriende. Vriende, kom ons maak ons harte stil voor die Here en ons verenig in gebed. Dierbare en aanbiddelike Here, ons harte is gevul met dankbaarheid en vreugde dat ons op hierdie mooi en skoon dag as 'n gemeente hier by mekaar kan wees rondom u woord. En dit is ons gebed, Here, dat u verheerlik sal word in elke aspek van hierdie erediens. Ons het reeds gesing en u lof verkondig deur sang, Here, en ons harte is werklik waar so staan in verwondering voor die heerlikheid van u liefde en genade, u grootheid en u almag. En dat u, Here,
U neerbuig na ons as mens en ons aanraak deur U Heilige Gees. Baie dankie Here dat ons kan vra dat U in hierdie oggend met elkeen van ons sal spreek deur U woord. Ek wil vra Here dat U elkeen van ons wat vanmôre sal luister na die woord 'n geheiligde oor sal gee, sodat ons sal hoor wat U tot ons wil spreek deur die woord. Dat ons harte sal oop wees en ontvanklik wees vir U woord, Here. En dat U ons ook gewillig sal maak om, soos wat daar reeds vanmôre in die konsistorie gebid is, dit wat ons hier in U woord ontvang vanmôre te gaan uitleef daar buite tot eer en verheerliking van U naam. Daarom bid ek Here dat U my nou op hierdie oomblik sal versterk en dat U my sal lei deur U Gees. En dat U verheerlik sal word. Amen. Vriende, ons gaan saam lees uit Matteus, dit is lydenstyd en ons is in hierdie tyd besig met die gedeeltes in Matteus waar die Here Jesus nou aankom in Jerusalem en hy is op pad na die kruis en van sekere gebeurtenisse wat daar plaasvind. En ons gaan lees uit Matteus 22 die eerste 14 verse, die gelykenis van die bruilofsfees. 'n Belangrike uitnodiging. Maar voordat ek lees, kom ek net so 'n bietjie vir die agtergrond skets. Etlike dae tevore nou het die Here Jesus in Jerusalem aangekom. Hy was eers in Betanië waar hy oorgebly het by vriende en toe het hy sy disippels gestuur om 'n donkie te gaan haal. En hy het op die rug van hierdie donkie het hy Jerusalem vanuit die ooste binne gery. En die volk was in ekstase. Hulle het palmtakke voor hom gegooi en van hulle boklere op die grond gegooi sodat hy daaroor kon gaan en lofliedere gesing tot eer van die Here, sodat die profesie van Sagaria inderdaad vervul is wat gesê het: Jerusalem, jou koning kom na jou toe, en hy ry op die rug van 'n donkie. Die volgende dag was die Here Jesus weer daar en hy het in die tempelterrein gegaan en hy het die tafels van die handelaars in die tempel omgekeer en hulle beskuldig dat hulle die tempel, die huis van gebed, 'n rowerspelonk gemaak het deurdat hulle die armes verdruk en die armes te nakom deur die handel wat hulle dryf daar in die tempel. En dit het die volk, dit het die owerstes, die leiers van die volk ontstel, dit het hulle baie kwaad gemaak. En hulle, toe die Here Jesus nou weer daar in die tempelterrein kom en hy besig is om te leer en die mense te preek, toe kom van die owerstes van die volk en van die leiers van die volk en van die priesters kom toe na hom toe en vra vir hom, hulle daag hom toe uit en hulle vra vir hom, met watter gesag doen jy hierdie dinge? Waar kry jy die gesag om hier in te kom in die tempelterrein en die mense so te leer en die dinge te doen wat jy doen, die handelaars uit te dryf? En die Here Jesus sê toe vir hulle, hy antwoord nie hulle vraag nie, hy sê, luister, ek sal julle sê met watter gesag ek dit doen, as julle vir my sê, met watter gesag het Johannes die doper gedoop in die Jordaan? En toe sien leiers nou 'n bietjie onkant betrap. Hulle was bang as hulle nou sê, wel, dit was die gesag van die Here en Johannes was inderdaad 'n profeet van God, dan sou die Here vir hulle gevra het, maar waarom het julle dan nie na hom geluister nie? En as hulle sou sê, nee, maar Johannes het nie die gesag van God gehad nie, hy was sommer net uit die mense, was hulle bang vir die volk, want die volk het Johannes as 'n profeet van God beskou, en nou is hulle bang om te antwoord, en hulle sê dan ook, nee, hulle gaan nie antwoord nie. En dan sê die Here vir hulle, goed, ek gaan julle ook nie sê waar my gesag vandaan kom nie. En toe vertel hy 3 gelykenisse. Die gelykenis van die 2 seuns, waar die pa na die seun toe gaan en sê, gaan werk asseblief vandag aan my wingerd, en die seun sê, nee, ek stel nie belang nie, gaan nie daar werk nie. En dan later kry hy spyt, en hy kry skaam, en dan gaan werk hy wel in die wingerd.
Maar die pa gaan intussen na die ander seun toe en hy sê vir hom, sal jy in my wingerd werk? En hy sê nee, dis reg, hy sal in die wingerd werk, maar dan gaan hy nie om in die wingerd te werk nie. En daarmee dui die Here daaraan, daar's twee tipe mense, daar's twee soorte mense hier wat na die woord luister. Sommige wat dit ignoreer, wat dit nie nakom nie, en ander wat dit nakom. En die tweede gelykenis wat hy toe vertel is van die persone die Here het 'n wingerd aangelê en toe het hy die mense gekry om die wingerd vir hom te versorg en die wingerd te bewerk en vir hom 'n deel van die opbrengs van dit te gee. Maar toe hy kom om die opbrengs te kry, sy dienaars stuur die slawe om die opbrengs te kry, toe gryp hulle hierdie ouens en hulle maak hom dood. Hulle weier om dit te gee. Toe stuur hy sy seun en hy dink wel hulle sal vir hom 'n bietjie meer respek hê. Maar toe hulle hom sien, toe sê hulle wag, hy is die erfgenaam, kom ons maak hom dood, dan kan ons sy erfdeel dalk in die hande kry. En hulle maak hom ook dood. En die woord van die Here sê vir ons dat die Fariseërs, die skrifgeleerdes en die owerstes van die Jode, toe hy hierdie gelykenisse vertel, toe besef hulle dis van hulle wat hy praat. Hulle besef dat hy besig is om vir hulle te sê hoe hulle optree. En dan kom ons nou by die derde gelykenis wat hy vertel van die bruilofsfees. En dis waar ons nou vanmôre gaan stil staan. So kom ek lees vir ons daar in Matteus 22 vanaf vers 1. Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Hy het toe sy slawe gestuur om die wat na die bruilofsfees genooi is te roep, maar hulle wou nie kom nie. Nog 'n keer het hy ander slawe gestuur met die opdrag: Sê vir die genooides, kyk, ek het my feesmaal gereed gemaak, my beeste en my vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilofsfees. Maar hulle nie daaraan gestuur nie en weggegaan. Die een na sy stuk grond en die ander na sy besigheid. Die res van hulle het sy slawe gegryp, hulle is sleg behandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword. Hy het sy soldate gestuur, daardie moordenaars om die lewe gebring en hulle stad afgebrand. Toe sê hy vir sy slawe: Die bruilofsfees is gereed, maar die genooides was dit nie waardig nie. Gaan dan uit na die kruispaaie en nooi soveel mense na die bruilofsfees as wat julle kan vind. Toe het daardie slawe uitgegaan na die paaie en almal bymekaar gemaak wat hulle teëgekom het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. Toe die koning ingaan om die gaste te sien hy daar 'n man sonder 'n bruilofskleed aan en hy vra hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Maar die man het geswyg. Toe sê die koning vir die dienaars: Bind sy voete en hande vas en gooi hom uit in die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Baie is immers geroep, maar min is uitgekies. Nou vriende, hierdie gelykenis, die sleutel tot die verstaan van die betekenis van hierdie gelykenis lê in die inleidende woorde van die Here wanneer hy hierdie gelykenis vertel, en ons lees dit daar. Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê, en luister nou wat sê hy in vers 2. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Hier lê die sleutel tot die verstaan van hierdie gelykenis. Dit gaan nie hier oor 'n bruilof as sulks nie. Wat hier te sprake is die koninkryk van God. Hierdie gelykenis is maar net 'n metafoor wat die Here gebruik om te verduidelik hoe dit is met die koninkryk van God. En hierdie gelykenis val eintlik baie mooi in 3 dele uiteen. Die eerste gedeelte van vers 1 tot vers 7, en 'n mens kan dit eintlik maar noem is 'n profesie oor Israel. En dan die tweede gedeelte, die eerste natuurlik die genooides wat nie opdaag nie, wat weier, wat nie belangstel nie, ongeërg is. Die tweede is die wat uitgaan op die paaie en bymekaar maak en die bruilofsaal word vol.
En dan die derde gedeelte is ontstellend van die persoon wat in die bruilofsaal is sonder 'n kleed. En wat dan met hom gebeur? So kom ons kyk na hierdie 3 dele afsonderlik. Die eerste kan 'n mens werklik sê is 'n profesie oor Israel, want die Joodse leiers met wie die Here Jesus hier in gesprek is, verstaan dat dit eintlik na hulle is wat hy verwys. En hy sê hierso dat die koning het sy dienaars uitgestuur, sy slawe uitgestuur om die genooides, die wat reeds genooi is na hierdie fees toe te gaan bymekaar maak en te sê kom nou, dit het nou tyd geraak. Die feestyd het aangebreek en dan weier hulle om te kom. Die een gaan na sy besigheid, die ander het 'n plaas gekoop en hy's daarmee doenig, 'n stuk grond. En eintlik vriende in hierdie verhaal, die koning stel God voor. God die Vader. Die Seun is die Here Jesus Christus. Die bruilofsfees is die bruilof van die Lam, die ewige lewe in die koninkryk van God. Want dit is waaroor dit hier gaan. Hierdie genooides, die Here Jesus het na die volk toe gekom, hy het gekom na Israel toe en hy het hulle genooi om deel te word van die koninkryk van God. Reg aan die begin het Johannes die Doper met die boodskap gekom, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom, dis op hande. Nadat Johannes in die gevangenis gewerp is, het Jesus self uitgegaan in Galilea, het hy begin en hy het verkondig, bekeer julle, want die koninkryk van God is op hande, dit het gekom. En julle word genooi om deel te word van hierdie koninkryk, julle word genooi om in te kom in hierdie koninkryk en te deel in die vreugde en die blydskap en die heerlikheid van hierdie koninkryk, om te leef in hierdie koninkryk. En hulle het dit van die hand gewys, inteendeel, hulle was die Here van die begin af vyandig gesind, hierdie leiers. Hulle was ongeërg, hulle het nie belang gestel om na hom te luister nie, of om op sy woord te reageer nie. En nou sê die skrif vir ons, hierdie koning, omdat hierdie genooides geweier het, en omdat hulle sy slawe, sy diensknegte doodgemaak het, en gemartel het, wat die boodskap aan hulle gebring het, dat hy kwaad geword het, en hy het gegaan, sy soldate gestuur, en hulle om die lewe gebring, en hulle stad verbrand. Dit is 'n verwysing, vriende, na die vernietiging van Jerusalem in die jaar 70 na Christus, toe die Romeinse generaal Titus die stad ingegaan het, en hulle het die tempel vernietig en alles vernietig en die mense doodgemaak. Hoe dikwels het die Here Jesus nie die uitnodiging gerig aan daardie Jode nie. Kom, nou is die wel aangename tyd. Nou is die dag van die heerlikheid. Nou is die uur van verlossing. Kom en word deel van die koninkryk van God. En hulle wou nie. Daar is 'n geleentheid waar die Here Jesus uitkyk oor die stad en hy raak, sy hart kom in 'n beroering en hy sê, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos hy hen haar kykens, maar julle wou nie. En omdat hulle nie wou nie, vriende, is hulle stad vernietig. En daarmee het daar 'n einde gekom aan hulle hele godsdienstige stelsel wat hulle gevolg het, van offerandes. Alles het daar tot niet gegaan. En nou kom die boodskap uit na die in die straat, die gemarginaliseerdes, die uitgeworpenes. Die Here sê vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, by meer as een geleentheid sê hy vir hulle, die tollenaars en die sondaars gaan julle voor in die koninkryk van God. Hulle hoor hierdie boodskap en dit vul hulle harte met blydskap en vreugde en hulle neem hom aan en hulle volg en hulle luister na hom en hulle kom in die koninkryk. Terwyl julle argeloos julleself wegdraai en die boodskap ignoreer. En dit is die tweede gedeelte van hierdie gelykenis, vriende. Hier is die
ons kan dit amper noem 'n profesie oor die kerk. Hier kom die genooides, heidene, nie Jode en die veragtes van die samelewing. En die bruilofsaal het vol geword. Hulle is almal daar. En vandag nog steeds, vriende, is God besig om sy koninkryk uit te brei. Is die Here steeds besig om mense se harte aan te raak en word mense nog genooi, kom word deel van die koninkryk van God. Kom en deel in die vreugde. Deel in die blydskap, deel in die verlossing wat julle deel word in Christus. Dit is daar, die oproep is daar, die uitnodiging is daar, dit is vir ons almal. En mense kom uit elke stam en nasie, volk en taal, sê die woord van die Here vir ons, is God besig om sy koninkryk te vestig. Die koninkryk van die heerlikheid van God. Daar in Openbaring lees ons van al die gelowiges wat daar staan voor die troon, geklee in wit klere, en hulle sing 'n nuwe lied vir die lam wat geslag is. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vrygekoop met u bloed uit elke stam en nasie, volk en taal. Paulus kan dit so uitdruk in Galasiërs wanneer hy sê, julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee, en daarom is daar nie meer Jood of Griek, of slaaf, of vryman, of selfs man of vrou nie. Ons is almal een in Christus, in hierdie koninkryk. Maar vriende, daar is tog 'n ontstelling, as hierdie gelykenis hier geëindig het, is dit nie 'n wonderlike verhaal van God se genade en van God se roeping en van God se redding van die mens nie. As dit hier geëindig het, maar dit eindig nie hier nie, daar's nog 'n gedeelte en dis 'n ontstellende gedeelte. Die koning kom in die bruilofsaal en hy kyk na die gaste. En dan merk hy op, daar is 'n man wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy vra, vriend, hoe het jy hier ingekom? Hoe het jy hier ingekom? Nou, skrifverklaarders verskil 'n bietjie van mekaar oor hierdie bruilofskleed. Daar is sommige verklaarders wat sê dat toe hierdie persone nou, toe die dienaars uitgaan op die straat en die mense gaan nooi, en hulle nou moet inkom, toe word daar ten minste van hulle verwag om 'n netjies, ordentlike bruilofskleed aan te trek wanneer hulle na hierdie bruilof toe kom. Maar ander verklaarders sê nee, hierdie is 'n kleed wat die koning self aan elke gas gee in sy vrygewigheid. Soos wat die gaste aankom, so gee hy elkeen. Hier word vir hom 'n kleed oorgehang, 'n bruilofskleed, sodat die een nie by die ander kan afsteek nie. En ek dink dit is eintlik die waarheid, vriende. Want alles is uit God se hand. Hy gee dit, die verlossing kom van hom. En waar sou hierdie arme mense, as hulle van die strate afkom, waar sou hulle 'n bruilofskleed nou so vinnig kon kry om in die bruilof in te gaan? Ek glo dat dit is 'n bruilofskleed wat God self, wat die Vader voorsien vir elke een wat in die bruilof inkom. En waarskynlik het hierdie man daar ingekom en hulle het vir hom die bruilofskleed aangebied en hy het gesê, nee, ek is reg, my kleed is voldoende. Ek stel nie belang om julle bruilofskleed te vat nie. En op so 'n wyse het hy ingekom. En nou gebeur hierdie verskriklike ding. Die koning sê vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete en gooi hom uit daar buite in die duisternis. Vriende, luister vanmôre, God nooi vir u en vir my na hierdie bruilofsfees om deel te word van die koninkryk van God. Maar hy maak ook 'n aanspraak op ons lewe.
En daar is baie bespiegel oor wat hierdie kleed nou is. Wat sou dit beteken? Sommige sê dit is die goeie werke, dit is die goeie dade van die heiliges, soos wat ons in Openbaring inderdaad lees, dat die heiliges is bekleed met fyn, rein, wit linne, wat die goeie dade is van die heiliges wat hulle gedoen het. Maar ek wil u wys op 'n gedeelte in Kolossense 3 vanaf vers 12. Maar ek wil eintlik, vriende, sommer daar vir u lees vanaf ek lees maar vanaf vers 12. Luister wat sê Paulus vir die gelowiges. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, bekleed julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar bekleed julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde wat die band is, wat alles volmaak saambind. Wanneer ons in hierdie koninkryk inkom, vriende, dan gee God vir ons 'n kleed van geregtigheid wat nie ons eie is nie. En ons moet ons bekleed daarmee. Ons moet ons bekleed met die Here Jesus. Soos wat Paulus daar in Galasiërs sê, julle het julle met Christus bekleed. In Filippense 2 sê hy sê, maar hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, alhoewel hy God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig en die gestalte van 'n diensknegt aangeneem mens geword en homself verneder tot die dood toe. En dit is wat hierdie gedeelte vir ons sê, vriende, want in die koninkryk van God is daar 'n wet wat geld, wat anders is as die wet van die aardse koninkryke. En daardie wet het die Here Jesus baie uitdruklik vir ons gesê, toe iemand hom vra, meester, wat is die groot gebod in die wet? Toe sê hy, die eerste, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Met ander woorde, met jou ganse wese. En die tweede, gelyk aan hierdie eerste, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie, sê die Here, hang die hele wet en die profete. Alles wat hulle in die Ou Testament gelees het, die wet en die profete, was 'n beskrywing, 'n kort beskrywing vir die Tanakh, die Ou Testament soos ons dit noem, wat hulle gehad het. Maar vriende, ek wil my verstout om te sê, alles wat ons in die skrif lees van Genesis tot by Openbaring, alles hang aan hierdie twee gebooie. En daarom kan Paulus hierdie ding sê, bekleed julle met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Aan die Filippense skryf hy ook, hy sê elkeen moet nie net na sy eie belange omsien nie, maar ook na die belange van ander. En dan sê Paulus hierso, maar bekleed julle veral, boonbehalwe al hierdie dinge, met die liefde wat die band is, wat alles volmaak maak. En nou wonder ek mens, vriende, hoe kan ek hierdie liefde, hoe kan ek my bekleed met hierdie liefde, hoe kan ek lief hê soos wat die Here van my verwag? Ook hier in help die apostel ons in Romeine 5 vers 5 sê hy, want die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En hy, die Heilige Gees, stel my in staat om lief te hê, om innige meelewing met my medebroeder en suster te hê, om te vergewe wanneer iemand iets teen my sondig, om nie net na my eie belange om te sien nie, maar ook aan die van ander.
ons op. En vriende, vanmôre kom hierdie uitnodiging ook na elkeen van ons toe. Kom, die bruilof is gereed. Kom en deel in die vreugde. Kom en word deel van hierdie nuwe burgerskap in die koninkryk van God. En kom leef hierdie waarheid in harmonie, soos wat ons gemeente se naam sê, harmonie. En dis my kosbaar dat ons lees en sê om lief te hê. Ek sal Babel byvoeg een woord nog, om waarlik lief te hê. Die uitnodiging staan vanmôre vir elkeen van ons. Sal ons kom? Amen. Dierbare Here, baie dankie vir u woord wat tot ons harte spreek in hierdie oggend. Dankie Here dat u ons nooi om deel te word van u koninkryk, om deel te wees van hierdie nuwe beweging, hierdie nuwe werk wat u doen in hierdie wêreld. Om ons te verander na dieselfde beeld van ons Here Jesus, sodat ons sal leef soos wat hy geleef het toe hy op aarde gewandel het. Dat ons deelgenote sal wees van die koninkryk van God. Daarom wil ek vanmôre bid, Here, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. En laat u naam verheerlik word.